Goeiemôre, jy's ingeskakel op Radio 33 hier op Aktuele Sake saam met my, Marius Bam, elke Woensdag en natuurlik, soos ouer gewoonte, Mike Bolhuis. Goeiemôre Mike, dankie weer eens vir jou tyd wat jy ons afstaan. Baie dankie Marius, en ons hoop jy voel beter na jy laas week uitgesit het. En ons hoop jy en die ander, wie ook al siek is daar buite en krank is, ons bid vir julle, ons dink aan julle. Ek self het bietjie van kom ons sê 'n mediese gevoel wat nie lekker is nie. Dit vat 'n ou. As jy ouer is, dan vat dit ook langer om beter te raak. Maar ons beer voort en ons vertrou die Here vir almal se volle genesings vir die wat nou nie lekker voel daar buite vandag nie. Dankie Mike, ja, vir my is dit die eerste keer hierdie jaar in 17 jaar se tyd wat ek siek word. Ek kan nie dit glo nie, ek weet nie hoe dit gebeur nie, maar dit sê vir my, die virusse is maar net sterker en ou moet baie mooi na jouself kyk. Nietemin, ons laaste gesprek het gegaan oor die 7 generaals. Wat sal gebeur as almal daai ouens in die tronk gestop word? Wie vervang hulle? Kortom, was daar nie regtig 'n antwoord nie. Ons kon nie gesê het wie of wat ook al nie en natuurlik is daar nou vrae wat gekom het. So daar's heelwat vrae, maar baie van dit het ons reeds geantwoord in die gesprek oor die generaals. So dit wat vir my uitgestaan het was, Mike, wat gebeur as daai generaals tronk toe gaan? Is daar 'n moontlikheid vir totale anargie wat kan uitbreek, iets soortgelyks soos wat in KwaZulu-Natal gebeur het, weet met stadium met Zuma se dinge? Dit kan altyd gebeur, afhangende van beslissings wat geneem word na die Madlanga kommissie en die ondersoeke en ondervragings. Dan kan die publiek of kom ons sê faksies of groepe kan nie tevrede wees en dan hulle ontevredenheid uitleef, never mind uitspreek, uitleef in misdadigheid. En ons het dit al in die land gesien. En dit is natuurlik looting en plundering en. Dit is baie skadelik en dit is baie sleg vir ons land en dit is baie sleg vir die publiek en die onskuldiges. En ja, ou wil dit nie oor hê nie. So dit is 'n moontlikheid, maar ek vermoed dit nie in hierdie geval nie. Ek weet nie of daar spesifieke vrae is wat deurgekom het, Marius, voordat ek begin. Ja, dis maar die meerderheid was maar goed wat ons reeds bespreek het. Daar was so 3 wat uitgestaan het, maar 2 was maar in die rigting van wat sou gebeur as 'n anargie uitbreek en die ander een was is ons nie supposed to be om 'n plan B in plek te hê wat iewers te moes gestaan het in wetgewing om ons te beskerm nie, sal daar hulp dan met ander woorde van buite afkom as daar so iets soos 'n burgeroorlog uitbreek as gevolg van dit. Ek dink die kommissie wat tans aan die go is 'n step up op die vorige kommissies. Ek dink hy is beter, hy is meer effektiewer en ek dink hy kan, ek is positief dat hy sukses kan bereik. Ek is redelik oortuig in die manier hoe dit gaan. Ek het taakspanne wat betrokke is by die ondersoeke en taakspanne wat dophou wat aangaan. En die terugvoer en inligting wat ons het wys dat hierdie kommissie is daarop uit om soos die Engelsman sou sê, to leave no stone unturned. Om alles te openbaar, alles uit te bring, en dis hoekom hulle iemand soos Brian Magotsi nou in die laaste 2 dae nou kans gee, om nou maar alles te sê wat hy wil sê, alhoewel meeste van die goed snerd is. So, die ouens wat lieg en bedrieg praat, die ouens wat waarheid praat, die ouens wat halwe waarhede praat, die ouens wat beweer praat, die ouens wat hoorsê informasie het gee dit, die ouens wat vermoedelike informasie het gee dit. So alle informasies word toegelaat en getalleruit, as ek dit so kan sê. So daar is nie brieke nie. En dit is vir my 'n goeie ding. Eerder bietjie langer en meer en alles as wat jy die geringste terughouding het. So
If you on a roll, you on a roll, sê hulle. So die boewe, die wat dink hulle is slim en net hulle monde spoel, hulle grou vir hulle self 'n gat. Want onthou, alles wat gesê word in hierdie ondersoeke en kommissie, alles is op recording, is op rekord en gaan op skrif geplaas word en gaan gepresenteer word. So jy moet vir jouself, maar as ek wil net seker maak jy hoor my, né? Ja, ek hoor jy, Mike. Right, okay. Ek wil net vir die luisteraars dit baie duidelik stel. Alles is op rekord en enige ou wat iets gesê het, al het hy net boe of ba gesê, gaan aan hom herhaal word en is op video, audio en op skrif en gaan gepresenteer word. En jy moet daarby kan staan. As jy sê jy het inligting wat rakende transaksies, waar die 2 miljoen gekry of die ou het 10 miljoen gekry of die ou het dit gedoen of die ou was betrokke by die moord. Jy weet van alles wat ons nou al gehoor het en niks skok ons meer nie, né? Moet jy daarby kan staan met bewyse. En as daar nie bewyse is nie, dan inkrimineer jy jouself. In ander woorde, jy gee inligting wat jy beweer is waar. As juis en waar, maar is vals. Jy weet, as jy met inligting kommunikeer, moet jy altyd seker maak dat jou inligting is feitelik en dan sê jy dis feitelik en ek het bewyse of dis vermoedelik of dis hoorsê informasie. Daar's die 3 vorms van inligting. Feitelik, vermoedelik en hoorsê. En jy moet altyd vermoedelike informasie en hoorsê informasie omdraai of bewysbaar maak dat dit feitelik is. Anders is dit disinformasie. Hierdie is die belangrikste stelling wat te doen het met inligting ever, wat alle mense altyd moet onthou. So jy kan nie net jou mond spoel in hierdie kommissie en 'n klomp goed sê nie. En dit is sommer hoorsê informasie. Jy moet dit identifiseer. Jy moet sê ek het in 'n gang geloop en ek het 'n chat gehad met verskeie generale en regeringsamptenare en hierdie gesprek het opgekom en dis wat in hierdie gesprek gesê is. Dan moet dit geondersoek word, dan moet getuies geroep word. En soos wat inligting dan nou ingebring word waar dit geverifieer word en bewysbaar is. Soos byvoorbeeld, jy weet, ons het gepraat van ons gaan hierdie ou doodmaak, hierdie ou is in die pad, ons gaan hierdie ou geld gee of ons gaan dit doen of dat doen of hierdie tender kaap of hierdie generaal soek hierdie bedrag of hierdie regeringsamptenaar soek dit of hierdie gangster gaan dit doen. Ek noem nou maar bietjies van alles wat ons hoor. Dan moet daai inligting geverifieer kan word en daar moet 'n resultaat daarvan wees. Daar is toe iemand dood. Daar is toe geld oorbetaal. Hier's die rekeningnommer, hier's die bewys. Verstaan julle? Dis belangrik. En as dit nie daar is nie, is dit hoorsê en vermoedelike informasie en dis dit vals. En as jy dit presenteer as feitelik, dan is jy besig om jouself te inkrimineer en 'n ander party te beswadder. Dis so goed soos ek sê jy Marius is 'n dief, want ek het gehoor jy het hier 'n paar rand gevat en daar 'n paar rand gevat en jy het hier 'n skylie deal gedoen en daar 'n verkeerde ding gesê of betrokke by geraak of en. As ek sulke inligting versprei of daaroor praat, is daar altyd 'n groep wat dit gaan glo, want die mens is geneig en wil tog so graag die skinder en katpraat glo, wat ons nommer 1 sport in hierdie land is, wat baie duidelik nou vir my vorendag kom in hierdie hele kommissie en ondersoek. Dit is 'n he says, she says. Dit is jy weet, toe ek vanmôre nou op TV was, toe vra hulle nou vir my nou, hoe is dit moontlik dat hierdie man Brian Brown Mogotsi al hierdie goed sê? Toe sê ek wel, nommer 1, it already sounds too good to be true. Want dit is so absurd, dit is so verregaande dat dit kom voor asof dit van alle waarheid ontneem is. Maar onthou nou,
alle inligting het 'n vorm van, in 'n level van 'n waarheid of onwaarheid. Al is dit 100%. Dit kan of 100% totale leuns wees en fabrikasie en snert, of dit kan 95% of 90% of 50%, dit hang af. En dit is die natuur van die mens, is om nie homself in 'n posisie te plaas nie, en ons sien dit duidelik in hierdie kommissie. Dit is hulle, ander, die, daai, nie ek nie. Daar's nie een wat vorendag kom en sê, weet jy wat, ek was verkeerd. Ek het die land nagelaat. I did not protect and serve. Ek het nie my werk gedoen as polisieman nie. Om die waarheid te sê, ek is nie eens 'n behoorlike polisieman nie. Ek het die publiek nagelaat. Ek het gesteel. Ek het 'n wanvoorstelling gepleeg. Ek het nie my werk gedoen nie. Ek was betrokke by regeringsamptenare en besigheidsmanne en bendes. Ek is betrokke by partye wat deel is van georganiseerde misdaad en rampokkery. Wie staan op en sê dit? Want die feit van die saak is, dit bestaan definitief. Luister mooi wat ek sê. Die feit dat daar rampokkery en georganiseerde misdaad bestaan, is a fact. Dit is not disputed. Die feit is daar. Dis die bewysbaarheid en die erkentenisse wat ons nodig het. Die bewyse dat dit wel so is van kardinale belang. En soos ek gesê het in die begin, die dag toe generaal Nkwanasi opgestaan het en gesê het, ek gee inligting oor korrupsie in hierdie land, georganiseerde misdaad, maar ek gee nie net inligting sonder bewyse nie, ek het bewyse. Daai dag het die bom gebars. Die oomblik toe daai sinnetjie bygesê is, I have evidence. Toe moes die president onmiddellik met 'n groep van sy, wat ek nie dink hy het of ooit gehad het nie, topgesante, die generaal ingeroep het met die wat saam met hom is as bewyse of getuies, en onmiddellik beslag gelê het op alles en almal se digitale en elektroniese stelsels en kommunikasies en lers en alle huise van alle partye wat genoem is, geklopjag word en gevat word. Want as jy dit nie doen nie, die oomblik as iemand opstaan en dit sê, wat is die eerste ding wat die ander wat weet hulle kan geïmpliseer word in misdaad, veral as hy 'n generaal is of regeringsamptenaar. En onthou, hierdie ding kom al 'n lang pad. Hierdie is 'n sweer wat gebars het. En dit is 'n sweer wat verwag was om te bars. So die ouens wat betrokke is by georganiseerde misdaad en rampokkery, weet al vir 'n geruime tyd, een of ander tyd gaan die bom bars hierso. En op daai oomblik, toe daai generaal Nkwanasi dit gesê het, het almal alles weggesteek wat hulle kan wegsteek. Behalwe nou, jy weet, jy kan nie 'n Lamborghini wegsteek nie. En jy kan nou nie seker goed wat jy gekoop het wegsteek, maar glo my, alles wat moontlik wegsteekbaar is, en selfs die karre, sal hulle wegsteek. Want dit is in die natuur van die mens om homself nie skuldig tentoon te stel as hy deel is van misdaad. Geen misdadiger, werklik waar, tensy hy tot inkeer kom, of tot 'n ingeligte besluit gekom het, dat daar geen ander manier vir sy heil of tot sy voordeel is, geestelik, emosioneel en fisies, sal vorendag kom en sê, ek is 'n reeksmoordenaar, of ek is 'n finansiële skelm, of ek is 'n wanvoorsteller, 'n bedrieër, 'n boef, van watter aard ook al nie. En dit is wat ons duidelik hier sien, veral in 'n land soos ons land, waar dit die tendens is dat jy nie werklik waar gestraf gaan word. Jy moet onthou, al hierdie ouens, al hierdie generale, al hierdie toppolismanne, regeringsamptenare, you name it, die hele box and dice, het daai in hulle agterkop
van die vorige kommissies. Ons weet mos hoe gaan dit. Kyk na die vorige kommissies. Dit was onsuksesvol. Daar was soveel kommissies al gehou, soveel ondersoeke, multimiljoene rande, en nou real results. So, om terug te kom en miskien in 'n latere gesprek dit identifiseer, die gevolge van hierdie kommissie, in my opinie, mag 'n totale verandering in ons land teweegbring. Want op die einde van die dag moet ons kyk na demokrasie. Ons moet kyk na 'n land wat, en ek dink die penny het begin drop somewhere along the line hier, dat hierdie is 'n situasie waar die land geheel en al, soos wat jy genoem het, kan kelder in anargie en in wetteloosheid en in totaal verlore raak, soos wat ons ongelukkig gesien het in die meeste Afrika lande die geval is. Ek meen, ons werk in heelwat lande langs aan Suid-Afrika, en ek wil vir jou sê, die korrupsie daar is die norm. You pay your way. Daar is nie so ding van dat daar, it's not frowned upon. Dit is nie raar nie. Jy betaal 'n autoriteit om 'n diens te lewer en hy kry 'n salaris. Jy betaal alles waar jy ook al wat wil doen. As daar 'n Suid-Afrikaner toegesluit word in Angola, is dit 'n train smash. Dis astronomiese bedrag wat jy moet betaal. As daar enige konstruksiewerk is daar in enige van hierdie lande om ons, is daar groot koeverte wat uitgedeel moet word. Dis die norm, en ek is jammer om julle te skok, dis hoe dit is. Nou daai norm het begin posvat hier in Suid-Afrika. En hier's baie wat na hierdie gesprek luister en later gaan luister, en hulle weet dit. As hulle by konstruksie betrokke raak, is daar koevertjies nodig. As jy iets wil doen deur 'n munisipaliteit, is daar koevertjies nodig. As jy iets by jou lokale polisiestasie gedoen wil hê, is daar koevertjies nodig. En so ook op regeringsvlak, en so ook met ander besigheidsmanne, en so ook met al ouens wat tenders hou en middelmen. Dit het die norm geraak. Dis die verskriklikheid daarvan. If you want something done, you have to pay your way. En dit raak nou al normaal as jy afgetrek word om aan jou ID te gee met die R100 in, want anders sit hulle jou in die van agter. Hulle ry met jou rond en hulle trek jou ATM-kaart leeg. So what must you do? Wat doen jy as jy 'n vrou is? Die verskriklike goed wat ons hoor van hoe die korrupte polismanne en die korrupte verkeersafdelingsmanne die mense tjotjo langs die pad is astronomies. Wat van valse klagtes, wat ek het vanmôre weer 2 sake ingekry van en ek kry gereeld in van vrouens wat net eenvoudig valse klagtes aflê teenoor mans in hulle lewens dat hulle verkrag het of seksueel gemolesteer het of hulle kinders gemolesteer het. So dink vir jouself die absolute korrupsie, die rot, die vrotheid wat in ons gemeenskappe, in die normale publiek ingesypel het, wat dit basies amper onmoontlik vir jou maak om 'n Christelike lewe te lewe. Dis die moeilikste job, is nie my job nie. Die moeilikste job is om 'n Christen te wees, om 'n ware Christen te wees. Daar is niks moeiliker nie. So ja, dit is 'n verskriklike stelling hierdie, en dit is verskriklike gesprekke hierdie, maar julle ken my. I need to call a spade, en ek moet dit noem soos wat dit is, en ons is eerstehands beleef hierdie goed. Ek is die ou wat die oproepe kry van die ou tannie wat kla oor die kat wat in die boom sit en niemand wil hom uithaal nie. Ek is die ou wat die oproep kry van die mense wat in absolute armoede nagelaat word, en ek is die ou wat gebel word as mense geëxtort word en afgepers word, afgedreig word, geïntimideer word. As daar geweld is, as daar valse klagtes is, as daar korrupsie in howe is, in polisiestasies, met die verkeersafdeling, in besighede. I'm that guy wat hierdie oproepe kry. En my taakspanne is oorval.
So wat ons land se situasie betref is die vrotheid is nie net in regeringsvlak nie. Dit is nie net in generaalvlak nie. Dis nie net in die middelpolisman nie, van brigadier af tot sê kaptein nie. Dit is tot op die konstabelvlak, tot op die ou op straat. And that's the shocking thing. En dit bring ons by 'n mindset wat die probleem is. Die mindset is een van misdadigheid. Dit is jou denke, jou beweegrede, jou gesindheid, jou manier van, jou aura, jou demeanor. Dis jy, that's what you've become because of. Jy het of betrokke geraak daarbey omdat almal, en of dat jy eintlik nie anders kan nie, en omdat daar geen ander uitweg is nie, want dit is die hopelose stelling. Wat is die uitweg? Waar is 'n uitweg? Ek meen, kom ons noem 'n simpel voorbeeld weer. As iemand afgetrek word en hy doen nie die wat ek gesê het van onderhandel met die polisman nie, is die dreigemente fenomenaal. Dit kan 'n ou man wees of 'n vrou wees wat net eenvoudig gevat word in 'n van gegooi word. Daar word geen tweemaal gedink oor die gevolge nie. Dit gaan alles oor geld om geld uit jou uit te kry. En gaan jy en sit dit deur en sit 'n naweek in die selle en word die saak sommer saam met die korrupte staatsaanklaer en howe net eenvoudig maandag uitgegooi en jy gaan lê 'n klagte by daai polisiestasie, kom jou klagte nêrens nie. Kom daai klagte na ons toe, is dit 'n astronomiese proses om die korrupte polismanne te identifiseer en aan te spreek. Dit is net eenvoudig amper ondoenbaar, en ons het die Here se genade en krag en absolute vuur van geregtigheid hier nodig, want anders kom ons nêrens nie. Sonder die Here is ek absoluut 'n 0 op 'n kontrak. Dis die beste gestel. Ek is niks 0, 0 ziphou. Ek kom nêrens nie ek of my spanne nie. Ons roep die Here meer aan, dink ek, as al die priesters en popes en dominees in hierdie land, daagliks, want ons is daagliks met hierdie goed betrokke. En dit is die Here wat vir ons uitweg gee, en hier en daar is ons 'n flits in die donker nag en maak ons 'n verskil. Ons probeer 'n verskil maak, ons probeer ons beste. Ons almal veg en fight die crime, soos ek altyd sê, aanhoudend. Maar hierdie situasie wat ons in ons land bevind, is ek positief tans oorbo, met die hoop dat dit moet van bo af verander, dan kan dit ondertoe verander. Dat hierdie kommissie dalk wel skuldig bevindings gaan vind en daadwerklik gaan optree. Want hier's die ding, Marius, as hier nie daadwerklike optredes gaan wees nie, dan kan ons hierdie handdoek ingooi, hoor? Dan wys dit, crime pays. You can commit crime and can get away with it. Crime pays because you can commit crime and can get away with it. Misdaad betaal. En dit is 'n spreekwoord wat al oud is soos die berge in ons land. As hierdie generaals en hierdie regering amptenare en hierdie partye betrokke, businessmen, die hele vingers, al die vingers van hierdie georganiseerde misdaad en rampokkery nie behoorlik gestraf word nie. Wat al klaar vir my 'n bekommernis is, want soos ek gesê het, hulle het klaar alles weggesteek. Die geld is weg, mense. Ons gaan nie geld kry nie. Daar's miskien daai een Zonda Pagani wat 52 miljoen is. Daar's 'n paar goed al gevat hier en daar en wat is 'n druppel in die emmer as jy kyk na die miljarde wat hier gesteel is en oor tydperk. Die kans om die som te maak van wat die land hier verloor het, is redelik skraal. Jy kan 'n estimate maak. Jy moet hom maar baie groot maak. Want onthou, ons het nou gesien, dis in die hospitale, dis in munisipaliteite, dis in konstruksie, dit is oral, dis in bendebedrywighede, dis in drug trafficking, dis in kidnappings. Ek meen daar's polismanne wat betrokke is by kidnappings, by cash in transits.
by rowe, en, by myne, by die Zamazamas. Noem enigiets waar autoriteite nie by betrokke is nie, waar businessmen nie by betrokke is nie, waar gangsters nie by betrokke is nie. Dis georganiseerde misdaad. En jy het al daai vingers nodig vir hom om effektief te operate as 'n georganiseerde misdaad entiteit in Suid-Afrika. En dit is rampokkery. In Engels, ek like daai woord, racketeering. Rampokkery. Dit beteken basies in een sin, whatever you do is misdadig. Maak nie saak wat se entiteit jy gebruik. It's 'n besigheid, it's a going concern. Jou daaglikse opstaan en slaap is misdadig. As jy opstaan, beplan jy misdaad. En Salomo het dit duidelik in Spreuke verduidelik. As jy in die aand gaan slaap, dink jy aan wie jy die volgende dag kan knock en scam of benadeel of kan vermoor. Dis racketeering. Dit is die mindset. Dis die skok. En onthou, iets wat jy baie doen, gee vir jou eelte. Ek doen heavy crossfit, julle almal weet dit nou al. Ek het al daaroor gepraat, baie selde, maar dis die beste voorbeeld. Omdat ek baie pull-ups doen, ek doen ontsettend baie pull-ups 'n week, het ek eelte op my hande wat soos my hakke lyk. Hoekom? Want ek doen dit so baie. Nou as jy iets baie doen, dan raak jy dit gewoond, en dit raak sterker en meer. En as jy steel en jy kom daarmee weg, gaan jy weer steel. My spreekwoord daai tyd. 'n Kind begin steel by die skool die toebroodjies. Daarna die pennekassie. Daarna sy ma se handsak. Daarna die kar een aand om uit te gaan. Later steel hy die kar. Later is hy betrokke by 'n bende. Dan kom dwelms in, allerhande ander goed en so. Dit is hoe misdaad groei. Misdaad kan nooit stil staan nie. Iemand wat 'n attitude het, sy attitude word groter en meer. Iemand wat sondig net meer. Hy kan eintlik nie kies nie. As 'n mens sondig, dan sondig hy. En hy kan nie eens meer bepaal naderhand. Is net die hoeveelheid wat eskaleer. Dit is in die natuur van die mens. Hy raak dit gewoond en hy doen dit meer. Because he can get away with it. En dit is die situasie wat misdaad betref. As die regering tans met hierdie kommissie en hierdie ondersoeke nie hierdie ding behoorlik aanspreek nie, en die mense in die tronke sit, en ek gaan in my afsluiting nou, en al hulle geld vat, en die klere aan hulle lyf vat, en hulle 'n orange jumpsuit gee, en hulle verneder, en hulle in die tronk sit sonder dat hy 'n selfoon kan bekom, dan sê ek nou vir jou, dan gaan die land kan opstaan en hulle koppe lig en sê, you know what, nou kan ons, want onthou, die publiek is onder die mag van die haves, daai wat dit het, die vermoë het, die autoriteite het, die geld het, die mindset het om jou te kan beïnvloed en te beheer, om daai R100 te gee langs die pad, om daai chocho te betaal by 'n polisiestasie, om daai koevert te gee hier, om dit, because it's the narrative, dit het so geraak, en daai beheer is in daai hande, want dit werk en dit is hoe dit is en hoe dit gaan wees en hoe ons aan die go is tans, to get somewhere. Nou dit moet wegkom. En om dit weg te kry, moet van bo afkom. Waar daar ware wette en orde is en zero tolerance. En dit gaan nie kom nie, as daar nie behoorlike straf uitgedien word aan die partye wat betrokke was. En ek praat van almal. Ek praat van, dit moet van bo af reg deurstrek, al moet dit 'n clean sweep wees, soos ek altyd sê. En dan die groot probleem natuurlik, Marius, ons nie eens daarby uitgekom nie. Wie vervang hierdie mense? Miskien moet ons dit volgende week bespreek, want op die einde van die dag, jy moet 'n polisieman daarin sit, wat ten minste 100 meter kan hardloop, wat ten minste weet wat is bedrog, die 5 punte van bedrog, wat ten minste die polisieboeke gebestudeer het, en ken soos die palm van sy hand.
wat ten minste lief is vir die land, that really wants to protect and serve, omgee, passionate is. Ek meen, stap jy in 'n polisiestasie in vandag. Die manne spring weg om jou nie te help nie. Ek meen, there's just attitudes everywhere, there's no protect and serve. Wanneer laas het jy gehoor dat iemand vir jou sê, jy weet wat, daai polisman in my omgewing, he's the go-to guy. Jy kan hom enige tyd bel. He's always there and he always helps. En die nadeel is, daar is nog van hulle, maar hulle is so geïsoleer en so in gevaar, want is hulle wat vermoor word, of is hulle wat geplant word, of benadeel word, of geïntimideer word, of beïnvloed word. Dit moet verskriklik wees to be a good guy today, hoor. Dit is nie maklik nie. It's the most dangerous job on earth is to be a good guy. Is om 'n Christen te wees, om werklik waar al hierdie goed te doen wat jy moet doen, to protect and serve, onselfsugtig te wees. Dit is moeilik, dit is 'n verskriklike, dit is 'n CV wat eintlik jy nie kan aftik nie. So that's what we're staring at, en dis wat ons moet kry, en ek het nou 'n klomp verskriklike goed genoem, maar ek wil noem dat ons het die Here nodig, Marius. Ons kan al hierdie goed sê, en dit is so, en dis 'n mond vol, en dis amper information overload, want 'n ou moet dit amper 2 of 3 maal luister, vir die penny om te drop, want 'n ou hoor 'n ding, en dan die ding net daarna klink net so erg, en die ding net daarna klink net so erg, en die ding net daarna klink net so waar. En so gaan 'n ou deur so 'n gesprek, wat alles basies stellings is alles feite, it is so. En omdat dit so verskriklik is om eintlik, jy weet, laat dit saad skiet en wortel vat en in 'n ou groei. En so, soos ek verduidelik het, so amper ondoenbaar en so moeilik is dit baie maklik om dit net eenvoudig op sy te skuif en te los en te sê, ja, what it is. Want dis wat mense sê, it is what it is. Ons het die Here nodig, dat ons nie sal sê, it is what it is. En ons het die Here vra om ons in hierdie tyd, in eindtyd, genadig en barmhartig te sal wees, dat hy ons sal seën met absolute wysheid, insig, mag, krag, voorspoed, gesondheid en onderskeiding, spesifiek, en dat hy ons sal leer en onderrig in sy weë, en dat hy ons land sal red, almal in totaliteit.